Ons trek nou in die boek van Openbaring en Openbaring 1 vers 4 lees ons dat Johannes het aan die 7 gemeentes van Asië geskryf. Nou dit is vandag se Turkye. Vers 9 sê, ek Johannes, julle broeder, was op die eiland wat Patmos genoem word. Nou, hierdie was 'n eiland waarin gevangenisse gestuur was. Vers 10 sê, ek was in die gees en ek het agter my 'n groot stem gehoor. En ons sal sien later, dit is Jesus wat hierso met hom praat. En Jesus sê, skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. En die 7 gemeentes was Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Nou wie was hierdie 7 gemeentes gewees? Kom ons kyk na die eerste ene, die gemeente van Efese. Nou Efese in Grieks beteken desired ones of fully purposed. Nou wat sê Jesus oor hierdie gemeente? Jy sal sien Jesus begin elke keer met ek sien wat jy doen, so ek sien jou werke. Dit is eintlik ook maar bewys wat vir ons kan sê dat werke is belangrik. So Jesus begin deur te sê ek sien jou werke raak, maar die volgende kan jy 'n bietjie aan werk. So hy sê vir die gemeente van Efese, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Jy stel die op die proef wat sê hulle is apostels, jy het verdra, jy het lydsaamheid, jy het terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword nie en jy haat die werke van die Nikolaïte. Maar, so hierso sê hy, die volgende kan julle aanwerk. Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Bekeer jou en doen die eerste werke. Nou, eerste liefde is as jy kan onthou die eerste keer toe jy jou hart vir die Here gegee het, hoe aan die brand was jy, hoe honger was jy. Ek dink baie keer as die lewe besig raak, verloor ons ook ons eerste liefde. Ons gaan later oor in tradisie. Ons lees Bybel want ons moet, ons gaan kerk toe want ons moet, maar is tyd dat ons teruggaan na daai passie toe, die eerste keer toe ons Jesus ontmoet het, daai honger, daai lus vir die Bybel. So hierdie spesifieke gemeente was so gefokus op die werke, dat hulle eerste liefde verloor het. Nou hierso sê ek, maybe they were busy with the things of God, and not with the God of the things. En dit gebeur baie in ons kerke ook. Ons is so besig met die werk van die Here, dat ons soms God mis. Nou dit maak jou kerk 'n kragtelose kerk. Wanneer mens kerk doen, maar vir die verkeerde redes. Nou God verlang 'n verhouding, nie net dooie werke nie. Nou Paulus het die kerk van Efese geplant, jy sien dit in Handelinge 18 vers 19, en hy skryf 'n brief aan hulle, die boek van Efesiërs. Ons het reeds deur Efesiërs gewerk, maar enetjie wat ek wil hê ons moet nou kyk is daai boonste ene. Wat het Paulus vir die gemeente gesê? Hy het gesê, bekering kom deur genade, nie werke nie. So ons kan self sien dat Paulus het ook met hierdie gemeente geraas en gesê, moenie net fokus op werke nie, hê ook 'n verhouding met Jesus. En dan hierdie spesifieke dorpie Efese het 'n tempel van Diana gehad, daar bo 'n voorbeeld van hoe hy gelyk het. Dit was een van die 7 wonders van die ancient world. Hy het 127 marble pillars gehad en hierdie spesifieke dorpie was die banking headquarters van sy tyd. Daar was 17 afgodstempels en daar was omtrent 25 tot 30 sanctuaries vir afgode gewees. Nou Diana was die godin van fertility of die godin van life. Die Efesiërs het geglo, hulle was die stad gekies deur Diana. Want ons het gekyk in Handelinge 19, staan daar die tempelbewaarders is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel uitgeval het. So hierdie dorpie het baie gefokus op die afgod Diana. En dan daar was ook oracles wat namens die gode gepraat het. So dis mense wat hulle self oracles genoem het en hulle het namens die gode gepraat, maar onthou daar is nie afgode nie. So namens wie praat hulle eintlik? Dit is demone. Hulle het veral rondbeweeg by die tempel van Didymus. So daarom kan 'n mens verstaan dat hoekom het Paulus vir hierdie spesifieke gemeente gesê, trek aan julle wapenrusting, want daar was verskriklik baie afgodstempels, daar was vreeslik baie mense wat gepraat het namens die afgode. Daarom Efesiërs 6 vers 12 staan daar, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So hierdie dorpie, hierdie gemeente het definitief nodig gehad om hulle wapenrusting aan te trek. Nou Efese was die cosmopolitan stad van sy tyd gewees en die dorp se bordeel was sommer in die middel van die dorp. So daar was vreeslik baie sexual immorality in hierdie dorp gewees. Hulle was onder 'n Romeinse regering en die keisers was verwag om aanbid te word. Die keisers het hulle self gesien as 'n god. Hier is byvoorbeeld prentjies ingesit van Gate of Augustus. Nou Augustus was 'n keiser gewees. En wat op hierdie spesifieke gebou staan, daar staan for Emperor Caesar Augustus, the son of God,
Pontifex Maximus. So hierdie spesifieke keiser het homself gesien as 'n god. Dan is daar ook nog 'n keiser, Domitian, en hy het homself ook geproklameer as 'n god. Hierdie pilare, daar waar die pyltjies in gesit het, is 'n duidelike uitbeelding van hoe keiser Domitian homself gesien het. Aan die onderkant was daar prentjies van afgode gewees en bo was 'n standbeeld van homself. So hy het geglo all the other gods are holding him up. So hy het homself hoër gesien as die afgode. En dan as jy gekyk het in hierdie spesifieke dorpie, die Agora, dit is dan die marketplace, soos die mall. Nou, ek het op Google gesien, hulle sê, upon entering the marketplace, you had to burn incense to tribute the Caesar, acknowledging him as God. So voordat jy selfs net na die mall toe kon gegaan het, moes jy incense gebrand het vir die keiser, om te sê, ja, ek erken hom as God. Nou, Johannes praat met elke gemeente in die taal wat hulle sal verstaan. Byvoorbeeld vir ons generasie sou hy gesê het iets soos Jesus like jou, want ons is social media gefokus. En ons gaan sien dat Johannes gebruik elke gemeente se omstandighede en leer vir hulle 'n geestelike les. Nou die godin Artemis, of dis dan nou Diana, het 'n boom van die lewe gehad. Die mense het aan die boom gaan raak vir gesondheid, of om swanger te raak, of vir hoop, maar die Christene in Efese het weggebly van hierdie boom. Hulle het soos outcast gevoel, en Jesus bemoedig die gemeente aan in Openbaring 2 vers 7, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Ja, daar is nou 'n boom in Efese wat julle nie mag deel hiervan nie, maar God het 'n baie beter en ewige boom wat ons eendag kan deel wees van. Openbaring 22 staan, lees jy oor die nuwe Jerusalem, en daar staan in die middel van sy straat en weerskante van die riviere was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. So God bemoedig ons ook, ja, daar gaan tye wees waar ons soos outsiders voel, waar ons nie mag deel wees van die wêreld se rituele nie, maar dit wat vir ons wag op die einde is soveel beter as wat ons ooit sal verstaan. Hou net vas. En dan die volgende gemeente is Smyrna. Nou Smyrna in Grieks beteken bitter perfume of mirre. En nou wat sê Jesus oor hierdie spesifieke gemeente? Hy sê, ek ken jou werke, weer eens, Jesus sien ons werke raak, en jou verdrukking en armoede, maar jy is ryk. Lastering van die wat sê hulle is Jode, maar is nie, maar dis die sinagoge van Satan. Julle vrees vir niks nie, of julle moenie vrees vir iets wat julle sal ly nie. Die duiwel gaan julle in 'n gevangenis werp en vir 10 dae lank gaan nog groot verdrukking wees. Wees getrou tot die dood toe. So dit is die boodskap wat Jesus gestuur het vir hierdie spesifieke gemeente in die tyd van Johannes. Nou Alexander the Great het Smyrna na die jaar 600 voor Christus herbou. Die simbool death and resurrection was die fondasie hoe hierdie stad herbou was, want daar was 'n stad, toe word hy afgebreek, toe kom Alexander the Great en hy bou hom weer op. Death and resurrection. Nou Smyrna was die saal-exporters van mirre, waarvan die naam Smyrna vandaan kom. Nou die Egiptenare het byvoorbeeld mirre gebruik as balsamolie. Nou Smyrna was 'n port city gewees, wat ook baie afgodstempels gehad het. Athena was 'n voorbeeld hiervan. Hulle het Christene onder hulle gehad wat valse leringe geleer het, want jy kan sien daar's 'n brief geskryf deur Antioch. Nou Antioch was 'n priester so in die jaar 300, en hy het gesê dat hy het hulle gewaarsku teen valse leringe, soos byvoorbeeld party mense het geglo dat Jesus was net gees, en Antioch leer vir hulle dat nie, Jesus was vlees, nie alleen gees nie. So jy was baie valse leringe in hierdie spesifieke dorpie gewees. Nou, Polycarp was 'n bishop van die gemeente van Smyrna. Hy het in 'n droom gesien hoe brand sy kussing en het besef hy gaan doodgaan as 'n martelaar. Hy was gevang en gesê hy moet ontken hy is 'n Christen, dan kan hy vry wees. Maar sy antwoord was, 86 years I have served him and he has done me no wrong. How can I blaspheme my king and my savior? Hulle het hom aan 'n paal vasgemaak en aan die brand gesteek, maar die vuur het soos 'n seil weg van hom af beweeg, maar daarna het die soldaat hom doodgesteek met 'n swaard. Daarom bemoedig Jesus hierdie gemeente aan en sê, ek ken julle verdrukking, wees getrou tot die dood. Dus hier was vreeslik baie Christelike verdrukking in hierdie dorp gewees. Nou weer eens gaan Jesus met die gemeente praat en hulle bemoedig met 'n taal wat hulle sal verstaan. Nou die stad Smyrna se simbool was 'n kroon en die Here sê vir die gemeente in Openbaring 2 vers 10, ek sal jou die kroon van die lewe gee. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Nou hierdie spesifieke gemeente het baie verdrukking beleef, maar Jesus bemoedig hulle aan dat eendag gaan elkeen van hulle 'n posisie kry in die hemel, waar ons self konings gaan wees en ons self gaan krone dra. Dit staan in Openbaring 1 vers 6 en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader.
Dan die volgende gemeente is dan Pergamon, of Pergamos in Engels, en dit beteken elevated in much marriage in Grieks. Nou wat sê Jesus vir die spesifieke gemeente? Weereens, hy sê, ek ken jou werke, die plek waar jy woon is Satan se troon. Jy hou vas aan my naam, jy het die geloof nie verloor nie, maar ek het teen jou dat jy die leer van Biliam vashou. Dit beteken hulle werp struikelblokke voor Israel, deur afgodsoffers. Julle het ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte. Nou ek het gaan Google om te kyk wie is hierdie Nikolaïte. Ek kry nie ietsie nie, maar ek sal aanhou soek en as ek ietsie vind, sal ek dan net vir julle sê. Nou as jy gaan kyk na die afgodstempels wat in hierdie stad was, kan 'n mens verstaan hoekom sê Jesus dat dit is die plek waar jy woon is Satan se troon. Hierdie is byvoorbeeld die Griekse god Zeus se troonaltaar wat in Pergamon gevind was, maar hulle het dit gevat en gaan uitstalleer in die museum in Berlin. Nou, die head office of the Roman governor was in Pergamus gewees en he had the right to the sword, wat beteken dat hierdie spesifieke gouverneur kon jou doodgemaak het net soos wat hy wou. En daarbo regs het ek ingesit, hulle is 'n voorbeeld van 'n teater wat 10.000 stoele gehad het. En dan as jy hier regs onder kyk, sal jy sien hierso het hulle 'n uitbeelding gemaak van hoe het hierdie spesifieke heuweltjie in hierdie dorp gelyk. Almost all deities had worship temples. Byvoorbeeld hier onder Temple of Dionysus, daarbo Temple of Trajan, nou daar is 'n keiser, dan is daar Temple of Artemis, daar's 'n altaar of Zeus, daar regs, nou dit is die ene wat ons nou eerste nog kyk het, daar links bo, so daai altaar daar links bo het op hierdie heuwel gestaan. So hierdie spesifieke dorp het vreeslik baie afgodstempels gehad. Daarom kan ons verstaan dat Jesus sê, dat julle is die troon van Satan. Hier is byvoorbeeld toe hulle sê Zeus se tempel gelyk het. En dan die Temple of Trajan was 'n keiser gewees, dis heel moontlik hoe dit gelyk het. En dan was daar ook 'n tempel van Asclepion. Nou Asclepion is vir genesing. Pergamus, dis nou die dorp, had a very popular health temple. The priest received healing visions while under a trance-like state. So wat gebeur het is die priesters het een of ander drankie gedrink, definitief demonies, en dan het hulle antwoorde gekry rondom wat was fout met jou, want as mense siek is hulle baie desperaat. Dan kom jy na hierdie tempel toe, jy self drink ook van hierdie drankie, gaan in 'n trance-like state, en dan gaan lê jy op die vloer, en dan stuur hulle slange in, vir slange om bo oor jou te seil, en dan sê hulle, die slange het jou dan gesond gemaak. Nou hierdie spesifieke gemeente was gewaarsku oor afgodsvleis wat hulle eet. Ons het ook na hierdie gekyk in die boek van Korintiërs. Nou dalk somtyds het hierdie Christene gevoel hulle kan net nooit deel wees van die van wat die wêreld bied nie. Want onthou amper die hele dorp het bymekaar gekom en lekker geëet en gekuier by die afgodstempels, maar nie die Christene nie. So God sê vir hulle in Openbaring 2 vers 17, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge mana. Ek sal hom gee 'n wit keersteen en op die steen 'n nuwe naam. So dalk jy ook, voel jy, maar dis nie lekker om 'n Christen te wees, dis so boring, ons kan niks doen nie, dit is nie so nie, dis die duiwel wat vir jou jok, maar sê nou maar net jy voel so, Jesus bemoedig ons ook en sê, ja, dit wat ons nou opoffer, is niks in vergelyking met dit wat ons eendag in die hierna gaan ontvang nie. Die volgende gemeente is Thyatira. Thyatira beteken continual sacrifice of continual afflicted. Openbaring 2 vers 18 sê, ek ken jou werke, jou liefde, jou diens, jou geloof, jou lydsaamheid, jou laaste is meer as die eerste, maar ek het teen jou, jy laat Isebel toe om julle te leer en julle eet afgodsoffers. Ek het haar 'n tyd gegee om te bekeer, maar sy het nie, so praat hy dan nou oor Isebel. Nou Thyatira was gestig deur Alexander the Great. Alexander se armee het die god Apollo aanbid. Hulle het geglo Apollo is die seun van God. Nou hierdie stad was ryk in minerale in hulle water en dit het vir hulle moontlik gemaak om 'n rooi materiaal te kleer wat hoog op aanvraag was reg oor die wêreld. Hierdie stad was ook bekend vir sy brons en sy silwerhandel. Nou Thyatira was bekend ook vir sy guilds of collegia. Dit was amper soos 'n labor union, 'n sosiale struktuur. Amper soos werke wat almal bymekaar gekom het en teen mekaar gekompete het vir hierdie guilds. Nou hierdie kompetisies was gehou by die tempel van Apollo, want hy was die patron of the guilds. As jy nie deelgeneem het aan hierdie kompetisies nie, dan het jy jou werk verloor. So die Christene van hierdie stad was in 'n baie moeilike posisie geplaas. Hulle moes Jesus kies of hulle moes hulle werke gekies het.
Nou Thyatira het vroue gehad, bekend as Sibyl woman. Hulle het gewoonlik voorspellings en profesieë uitgedeel in en om die afgodstempels. En dit is dalk hoekom Jesus vir hulle sê, dat julle laat die leer van Isebel toe. So Jesus waarsku julle, pas op vir hierdie vroue wat rondloop en die mense maak struikel met verkeerde woorde. En dan onthou Alexander se army het Apollo aanbid. Volgens hulle was dit die seun van God, maar Jesus sê vir hierdie gemeente, hy sal die ware seun van God vir hulle gee, in Openbaring 2 vers 18. Dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Vers 28, en ek sal hom die morester gee. Die volgende gemeente is Sardis. Nou, in Grieks beteken dit escaping ones of coming out. Nou, wat sê Jesus oor hierdie gemeente? Hy sê weer eens, by elke gemeente begin hy dit te sê, ek ken jou werke. So die Here hou dop wat ons doen. Jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood. Wees wakker, versterk. Jou werke is nie volkome gevind nie. As jy nie wakker word nie, sal ek jou op jou kom soos 'n dief. Nou, dit is nie regtig baie lekker woorde om van Jesus te hoor nie, né? Nou, in die jaar 17 het Sardis 'n vreeslike aardbewing beleef. Hier is 'n quote van iemand wat daar deurgegaan het. People were swallowed up by the yawning earth. Vast mountains collapsed. Nou, dis dalk hoekom Jesus vir die kerk gesê het, word wakker, of ek gaan julle wakker maak. Soos 'n dief, het hy gesê. Nou, niemand weet wanneer kom 'n aardbewing nie, so dalk het Jesus toegelaat dat hierdie aardbewing kom, sodat die kerk net bietjie wakker skrik, dat hulle sal begin fokus op die regte dinge. Nou onthou, hierdie was die tyd van die heerskappy van die Romeine. Die Romeine het geglo, jy moet alle gode aanbid vir Romeine se sukses, vir Rome se sukses. In hierdie stad was die Jode toegelaat om hulle een God te aanbid, nie die Jode. Maar omdat die Christene uit die Jode se gemeenskappe uitgejaag was hierdie nuwe groep mense, die Christene, in gevaar by die Romeine, want die enigste geloof wat verskoon word was die Jode, en die Christene word nie erken deur die Jode nie. Nou, daar was 'n boek gewees waar alle Jode se name ingeskryf was. As Romeine daar kom en raas oor dat hulle net een God aanbid, dan het hierdie exemption boek hulle lewe gered. So jou naam moes binne daai boek gewees het. Anders moet jy al die gode aanbid. Maar die Christene se name was uit hierdie boeke uitgehaal gewees. Nou, die Christene in Sardis het 'n houding gehad van 'n get-along culture. Selfs in die Joodse synagoges was daar 'n skraaltafel met 'n Romeinse arend op hier linksonder, wat glad nie op voorskrif van Moses se wette is nie. Nêrens in die Ou Testament lees ons daar mag 'n arend op een van die tafels en so wees nie. Selfs die geskryf op hierdie tafels was in Grieks. Weer eens, dit moes in Hebreëus gewees het. Onthou, Jesus sê vir hierdie gemeente, word wakker. Nou, die synagoges was gebou regs langs die Romeinse gyms, en onthou, die Romeine het kaal geoefen, weer eens iets wat Joodse priesters nie mag deel wees van of selfs mag sien nie. En dan in die mark was daar stalletjies met Christene en Joodse simbole reg langs mekaar gevind. They were trying to keep peace with everyone. Nou sê ek hier so, as soon as you try and collaborate faiths, so as jy probeer gelowe hande vat, then you are destroying the Christ message. Jesus sê, daar's net een weg. He came to destroy all the other kingdoms. So nee, ons moet nie uitgaan en hande vat met die wêreld nie. Ons is veronderstel om anders te wees as die wêreld. Nou onthou, die Jode het 'n exemption boek gehad, waar Christene se name uitgehaal was, maar God sê vir hierdie spesifieke gemeente, dat daar is 'n ander boek, Openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. So ja, julle naam is dalk nie in 'n baie belangrike boek geskryf in julle tyd nie, maar eendag, wanneer die groot oordeel kom, gaan julle name in 'n boek geskryf wees, wat baie meer belangrik is. Die volgende gemeente is Philadelphia. Philadelphia beteken brotherly love. Nou wat sê Jesus van hierdie gemeente? Hy sê, ek ken jou werke, ek gee 'n geopende deur en niemand sal dit sluit nie. Jy het min krag, maar het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Ek sal jou bewaar in die uur van beproewing. Vir hierdie spesifieke gemeente het die mooiste boodskap vanaf Jesus ontvang. Nou Philadelphia het ook baie skade gehad met die verskriklike aardbewing in die jaar 17, maar Rome het hulle nie gehelp om weer te herbou nie, so hierdie Romeinse dorpie het verraai gevoel deur die Romeine wat ons die wêreldheersers was. Nou Philadelphia was bekend vir hulle wynplase, hulle wingerde, maar die keiser Domitian
het 'n dekree uitgestuur na al die Romeinse dorpies met die volgende opdrag: sny af alle wingerde, want Rome het geen kompetisie gesoek nie. Hulle wou die saal exports gewees het van wyn. Nou dink net wat 'n vreeslike impak moes dit gehad het op hierdie dorpies se ekonomie. Hulle is nou net deur 'n aardbewing, hulle moet hulle grootste mark moet hulle doodmaak. Nou omdat hulle so groot was met druiwe en wyn, was hulle hoofafgod Dionysus. Dit is the god of wine. Weereens ook in hierdie stad het die Jode toestemming gehad om een God te aanbid, maar die Christene was in gevaar want hulle was nie gesien as deel van die Jode nie. Hulle eie familie en vriende het hulle in die rug gesteek. Hulle het verraai gevoel deur hulle eie Joodse broers. Nou dink net hierdie dorpie wat deur 'n vreeslike aardbewing gegaan het, verstaan die waarde van sterk pilare. En Jesus sê vir hulle in Openbaring 3 vers 12, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe. Dan die laaste gemeente is dan Laodicea. Laodicea in Grieks beteken people's opinion. Openbaring 3 vers 14 sê Jesus die volgende vir hierdie gemeente: ek ken jou werke. Jy is nie koud of warm nie, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. Jy sê ek is ryk, maar jy weet nie eers jy is eintlik arm, blind en naak nie. Ek raai jou aan om van my te kom koop sodat jy kan ryk word, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Kyk, ek staan by die deur en klop. Nou die boek van Kolossense wat geskryf was deur Paulus was ook vir hierdie spesifieke gemeente gewees. Jy kan dit sien in Kolossense 2 vers 1, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek het en oor die wat in Laodicea is. En dan ook sien jy in Kolossense 4 vers 16 dat die boek van Kolossense was ook geskryf vir hierdie spesifieke dorpie. So as jy ook wil weet wat het Paulus oor hierdie dorpie gesê, gaan luister na die teaching van Kolossense. Nou Laodicea was 'n baie ryk dorp gewees. Hulle het 2 teaters gehad, waar stede groter as hulle slegs 1 teater gehad het. This was a bragging right of the rich in ancient times, as jy 'n teater gehad het. Hulle was die banking hub van die area gewees. Nou as gevolg van hulle rykdom het hulle nee dankie gesê vir hulp van die Romeine na die aardbewing. Nou as mens jou vertroue in jou rykdom sit, dan is 'n mens geneig om te vergeet hoe baie mens God nodig het. Nou Laodicea is 'n Phrygian oogpoeier was 'n baie populêre medisyne wat gebruik was vir die behandeling van oogprobleme. Weereens Jesus praat met hierdie gemeente in die taal wat hulle sal verstaan. Julle dorp is bekend vir 'n salf wat oë kan genees. Hulle was gewoond om baie geld te hê en oorvloed te lewe. Daarom sê Jesus vir hulle in Openbaring 3 vers 18: ek raai jou aan om van my te kom koop, salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Wat Jesus bedoel is, kom na my toe, ek sal jou wys wat is ware rykdom. Oë wat sien is wanneer jy die waarheid verstaan. So weer eens, Jesus gebruik iets in hulle dorpie om vir hulle 'n geestelike boodskap te gee. En dan as ons kyk na Laodicea, aan die een kant van Laodicea was daar 'n dorpie, Hierapolis, en hierdie dorpie was baie bekend vir sy hot springs. En hierdie hot springs het healing properties gehad. En dan aan die ander kant van Laodicea was daar 'n dorpie Colossae wat lekker verfrissende koue bergstrome gehad het. Maar Laodicea het 'n groot waterprobleem gehad. Hulle moes pype aanlê om water by hulle dorp uit te kry, maar die probleem, hierdie pype het in die son gelê en bak, en die water in die pype was dan slegte lou water. En met al die minerale in die water en pype het Laodicea met water gesit wat vreeslik sleg geproe het. Daarom sê Jesus, jy is nie koud of warm nie, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Die mense van Laodicea het presies geweet wat daarmee bedoel word, want hulle het elke dag gesit met slegte lou water wat hulle uit hulle monde uit wou uitspieg. Nou wat sê Jesus dan vir die gemeente in Openbaring 3 vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Nou wat kan ons leer van hierdie 7 gemeentes in die tyd van Johannes? So Pergamus, Thyatira en Sardis het baie valse leringe gehad, so ons kan leer dat ons moet ontsnap en wegbly van valse leringe. En dan Smyrna, is die dorpie wat baie verdrukking gehad het, so ons kan leer, ons gaan gedurende ons geestelike wedloop ook deur verdrukking gaan. En dan as jy kyk na Efese en Philadelphia, ons moet doelgerig bly, ons moet lief bly vir ons naaste en ons moet bly gefokus wees op die ware woord van God. En dan Laodicea, in 'n wêreld wat geld jaag, moet ons besef dat as jy Jesus het, is jy skatryk.